As 'n kind van God, het ek my lewe aan die Here gegee in 'n baie moeilike tyd. Ek het God nodig gehad, daar was nie regtig 'n antwoord vir my lewe nie. En ek het dadelik begin betrokke raak in die kerk. Ek het as 'n Pinkster protestante kerk tot bekering gekom. En ek het onmiddellik begin kerklike goed doen om meer geestelik te raak, godsdienstige goed te doen om meer geestelik te raak. En ek het myself vreeslik frustreer. Ek het my wandel met God vreeslik frustrerend gevind. Asof ek net nie, dinge wou nie werk nie. En dit was vir my baie belangrik vir dinge om te werk. En selfs nou dat ek ouer is dit ewen vir my meer belangrik dat dinge werk. Dat ek meer effektief is in dit wat ek doen. Veral vir die dinge van God. Want die neiging is, soos ek groot geword het, en soos ek geleer het, en die mense se, wat noem jy, motivering, was goed. Hulle het goed bedoel. Maar dit wat hulle my geleer het van God, was nie altyd reg nie. Hulle het hierdie beeld van God geskep, en vir my gesê, dit is wat jy doen. Maar wat my gepla het, en altyd pla, is dit wat jy doen, wat se effek het dit? As ek dinge doen, kom ons praat bid. As ek bid, verwag ek iets moet verander. Maar as ek bid en niks verander nie, omstandighede bly dieselfde, en ons gebruik gesegdes, ons sê, gebed verander sake. Wie glo dit? Daar's 4, 5, 6. Gebed, ons sê, gebed verander sake, en doen gebed, absoluut. Maar my gebed moet effektief wees. Want die vraag wat ek vra is, as ek werklik so sterk glo in gebed, dat gebed werk, en God hoor my elke keer as ek bid, en elke keer wat ek bid verander omstandighede, ek wonder of ek meer sal bid. Net 'n vraag, is net, wat jy van my gaan leer is, al wat ek probeer jou nie oorreed om dinge my manier te sien nie. Jy kon groot geword het, dis wat ek glo, dis hoe ek bid, moenie my probeer verander nie, moenie dit raak nie, dit werk nou en dan vir my, dis goed genoeg vir my, geen probleem nie. Ek het vir jy gesê, ons begin het, jou grootste geskenk wat jy van God het, is jou wil. Is om te besluit. Wat is my werk dan? Hoekom kom ek hier nou toe? As ek jou nie wil oorreed om dinge my manier te sien nie. Al wat ek jou vra is, kan ek jou uitnooi om op 'n ander manier na iets te kyk? As gebed nie besig is om vir jou te werk nie, kan ek 'n voorstel maak wat vir u sal help, wat ek weet werk. Dit wat ek vir u wil kom sê, en dit wat ek vir jou wil bring, moet ek weet werk. Dit werk vir my. Maar hoe lank het dit my gevat om deur die frustrasies te werk, om uit te kom waar ek is? Want niemand het my geleer nie. Hulle het vir my gesê, bid net, binnekamer, weet, is 'n dialoog, jy en God, jy praat, hy praat, en ek het begin uitvind, maar ek praat, maar hy praat nie. Ek weet nou nie hoe werk hierdie ding nie, ek is nou die mekaar. En jy weet, en dan sê die mense, weet, God het vir my gesê, en dan wonder ek, hoe het hy gesê? Hoe het jy geweet hy het gesê? Het jy sy stem gehoor? Nee, ek het net geweet. Hoe het jy net geweet? Hoe werk dit? Dit was vir my, ek was honger, dieselfde passie wat ek gehad het, soos ek in die wêreld gelewe het, en dit was 'n passie. Dieselfde passie het ek gehad om vir God te lewe. En ek wou dinge doen, maar sodra jy dink net jy vat spoed, nee, jy begin net opgaan, dan kom iemand, dan slat hulle jou plat, en verloor jy 'n bietjie spoed, dan gaan jy weer vir 'n rukkie, dan dink jy, nou gaan ek beter wees, en dan weer af, en so, dit het my jare gevat, om uit te kom by, hoe werk gebed, wat is effektiewe gebed, en my plan, en my situasie het slegs verander, toe ek begin die Bybel lees, en toe ek iemand hoor praat, oor die koninkryk van God.
En ek het geleer dat wanneer ek daai Bybel probeer lees, buitekant die perke van 'n koninkryk, dan raak ek die mekaar. As ek na daai woord van God kyk, as iemand wat demokrasie dink, dan raak ek die mekaar. Want dis 'n koninkryk, en dit word regeer deur 'n koning, en hy maak die reëls. Ek het nie gesê in die reëls nie, hy sê vir my, dis hoe dit werk. Hierdie is die beginsels, hier is die prinsipe waarop my koninkryk werk. En toe Jesus aarde toe kom, wat hy net een boodskap gepreek, net een, gaan kyk maar, kyk of jy vir my 'n ander boodskap kan kry. Al wat hy gepraat het, is oor die koninkryk van God, wat aarde toe gekom het. Die koninkryk van God het gearriveer. Die koninkryk van God is nou hier. En selfs in Lukas sê die koninkryk van God is nou in jou. Is nou in die binnekant van jou. Elke gelykenis, waarmee sal ek die koninkryk vergelyk? Waarmee sal altyd, alles gaan oor hierdie koninkryk. En tog het ek in my geestelike wandel, in my godsdienstige wandel, die idee gehad van 'n demokrasie. Ek sal kies wanneer ek wil en hoe ek dit wil doen, en hoe ek wil bid en wanneer ek wil bid. En daar was goeie mense wat goeie dinge probeer het om my te help. Miskien was ek net 'n bietjie dommer as ander. Maar ek het gevind, ek moes dinge vir myself begin uitwerk op hierdie wandel. En hulle het die Onse Vader gevat en hom uitgepak en ons het die vers gebruik. Almal het die vers, ken die vers. Kan julle nie 1 uur saam met my waak nie? En dan waak ons almal 'n uur, nee. Ons vat die Onse Vader en jy breek hom op en jy praat 5 minute hier, 5 minute hier, 5 minute. So gaan jy nou om en dan as jy nou klaar is, jy nou uur, dan voel ons nou baie goed oor onsself. Ons is verskriklik effektief. Dinge het in die geesteswêreld verander. Ons omstandighede het verander. Nee. Nee, ek het 'n hele godsdienstige rondom talie gedoen en niks regtig het gebeur nie. Dis belangrik dat ons leer hoe dinge werk. Dis belangrik dat ek en jy verstaan. Die koninkryk is nie 'n godsdiens nie. Dit was nog nooit 'n godsdiens nie. Dit was nie 'n klomp godsdienstige reëls nie. Dit was nie. Dis oor 'n koning en sy heerskappy wat hy hiernatoe bring. Hy praat met my en jou die heeltyd oor sy koninkryk. Selfs wanneer hulle hom wil kruisig. Is jy 'n koning? Sê jy's 'n koning? Ek's 'n koning, ja. Ek het 'n koninkryk. My koninkryk is van buite hierdie wêreld. My koninkryk is groter as wat jy ooit kan dink. Maar dit is 'n koninkryk. En as daai koninkryk verdeeld is, kan hy nie staan nie. En dis waar ek myself bevind het baie keer, ek is verdeeld. Ek bid, my mond sê een ding, my hart sê iets anders. Ek is dubbelhartig of dubbelsinnig in al my weë. En wat sê die Bybel, wat kry 'n dubbelsinnige man? Daar's 'n paar wat so maak, wat ek neem aan dit beteken niks. Beteken dit niks? Dit beteken niks. 'n Dubbelsinnige mens kry niks van God af nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wow. Wat was in die moeilikheid? Van my gebed werk nie. Totdat ek begin dink het volgens koninkryk en die beginsels van die koninkryk en die prinsipe van die koninkryk, kon ek nie vir gebed verstaan nie. Dit was belangrik dat my gebed effektief is. Dis vandag belangrik dat my gebed effektief is. En ek wil net met u praat, net oor dit, want hierdie koninkryk bestaan uit regte. Al die termes wat jy in die Bybel gaan lees, gaan oor 'n regstelsel. Jou vryspreking, jou justification, just as if you've never sinned. Kom wat? Dis 'n regsterme. Die Bybel praat van jou advokaat met die Vader. Dis 'n regsterme. Daai woord trooster van die Heilige Gees is die counselor. Dis 'n regsterme. Alles gaan oor jou regte. Jou regte is, ek het nou nie eenetjie hier by my nie, maar jou regte is daai boek. Hy word genoem die Ou en die Nuwe Testament. Dis jou testament. Wat daarin sit is jou regte. Dis wat my reg is. Ek het vir Tashi gesê, en dis nie my bedoeling nie,
Wragtig, ek kom nie om te krap nie. Ek doen dit nie. Ek beloof, ek kom nie om jy om te krap nie. Ek kom net om jy uit te daag en te sê, hoe dink en hoe kyk ek en jy na gebed? Ken jy jou regte? Want ek verstaan ons kultuur. Ek het Suid-Afrikaans groot geword. Ek ken die eerbetoning wat jy gekom het in die kerk. Weet jy wat? Ek dink my oumaatjie draai in haar graf om as sy met hierdie swart jeans in die voor. Vandag. Want dit was net nie gedoen nie. As jy in daai kerk inloop, is dit somber en dit is stil, papa. Want God is daar en jy is nou en jy moet nou net nie jong. 'n Kind, jy kan nie, jy moet roer nie. Ja, maar stil. En as dit hierdie ek verstaan dit. Ek verstaan die kultuur waarin ons groot geword het, die eer wat ons aan God bewys. Nou kom ek en ek sê vir jou, jy moet vir God sê, wat is jou regte? Wat? Daar's nie 'n manier hoe ek met God so sal praat nie. Jy is dit, jy verstaan nie wat gedoen was deur die koning vir jou nie, om die hemel by jou uit te kry nie. As jy dit verstaan, sal jy weet, daar's sekere regte wat ek het, as 'n burger van die koninkryk van God. Nie as 'n lidmaat van 'n kerk nie. Daar's sekere regte wat ek het, as 'n burger van die koninkryk van God. En ek moet daai regte verstaan. Dit word opgevang in 'n testament. Sodat ek moet weet wat in die testament sit. Dit het my so gebless, toe ek Hes daar sien praat, en sy sê, jy moet jou beloftes hê. Jy moet weet wat jy sê, jy moet weet, ons het daaroor gepraat, in die gemeente hierso, jou saad, jou woorde, Jesus, die hoëpriester van jou belydenis, dit wat jy sê, dit wat jy praat, dis belangrik. Maar ek en jy moet verstaan my regte, as 'n burger van die koninkryk van God. Sê hy nie vir my en jou, ek het julle uitgehaal van die koninkryk van duisternis, en ek het jou oorgebring na die koninkryk van lig. Terwyl jy in die duister was daar regte van die vyand om jou te verwoes en te slag en te steel. Toe jy oorkom in die koninkryk van God, toe verander dit. Toe sê Jesus, ek het vir jou 'n prys betaal sodat hemel in jou en deur jou kan vloei. Maar nou vind ek. Nou sê ek, kom ons bid. Ag Vader, as U net, en ek spot nie. Luister vir my, ek het 'n groot eer vir die Here wat ek dien. Moenie misverstaan nie. Ek het 'n groot eer vir die koning van die konings. Maar ek praat van my eie lewe, my eie ondervindings. Hulle het gesê, bid 2 uur in die aand. Dis die tyd van die geesteswêreld die stilste is. Dan het ek my alarm gestel, ek is moeg, man, die slaap is in my oë, en ek moet nou opstaan, en dan staan ek nou na, Here, ek moet nou bid, hulle het gesê 2 uur, ek hoop nou hierdie is die regte tyd, en as jy maar net sal kom, en my sal help, en hy, soos ek daar gesien het, ek het myself bly gepreek daar, na die stukkie wat ek gekyk het. soos ek gekyk het, soos ek gesien het, maar Vader, ek is nog steeds dood, ek is nog steeds, die krag waarvan jy praat, waarvan die Bybel praat, ek sien dit nie, ek sien die dinge verander nie, ek doen al die regte dinge, ek doen wat hulle sê ek moet doen, maar dis asof dit net nie werk nie, ek het nie verstaan wat gaan aan nie, en hierdie koninkryk so, ek moes my regte begin verstaan het, wat het ek reg tot, en dis soos jou kinders, ons weet dit, nee, weet 'n kind, en nou kom ons dit, Jonathan, kom ons vat Jonathan. Hy sal dit like, hy like om die aandag te hê. Kom ons vat Jonathan. Ja. En Jonathan gaan na Renier toe, sy pa toe, en sy pa sê, kom ek vat jou shopping, Jonathan, ek wil vir jou hierdie mooi jean pants koop, en hy koop vir hom die mooiste jean pants, en 'n lekker t-shirt, en hy sê, daar sy seun, dis joune. Volgende oggend kom hy nou, hy wil aantrek en hy kom na Renier toe. Ag pappa, ek wil vir jou sê, so dankbaar vir die jean pants en die lekker t-shirt wat jy my gekoop het. Is dit okay as ek dit aantrek? En Renier sê, ja my kind, natuurlik, ek het vir jou gekoop. Ek dink dit lyk smart aan jou. Nou trek hy dit aan, aand gaan slaap hy, volgende oggend kom hy, ag pappa,
Ek wil net so dankie sê vir die jean pants en die toppie wat jy my gekoop het. Is dit oukei as ek dit aantrek? Sal jy omgee as ek dit aantrek? By die derde keer, ek ken nie René so goed nie, maar ek dink dan wil jy om 'n backhand, né? Kind, jy verstaan nou nie juis wat hier aangaan nie. Papa het vir jou die ding gegee, dis joune. Jy hoef nie na my toe te kom en my elke keer te vra vir dit wat ek klaar voorsien het nie. En tog doen ons dit in ons gebedslewe. En ek wil jou sê, as ons regtig vat al ons node en ons probleme en jy haal dit uit jou gebed uit, het jy bitter niks, amper niks om te sê nie. Ons verloor woorde. Maar tog wil God hê, jy moet effektief wees in jou gebed. Jou omstandighede moet verander, dat wanneer jy praat, gebeur daar iets in die geesteswêreld wat jou omstandigheid verander. Dat jy werklik kan sê, gebed werk. Maar dit gaan oor die reg wat ek het. Die reg wat ek het om te vat en te demand. Dit is waar die probleem is. Wanneer jy praat van vra in gebed, die Bybel vertaal dit vra, dis petition, dis 'n petisie. Ek sit 'n petisie in vir dit wat myne is. En jy ken dit, ons sien dit in die hof. Daai ou, wie kyk Law and Order? Niemand nie. Hoor, daar's 2. Ek dink ek is die enigste sondaar, maar nee, dat was dan. Ek speel. En dan blaai jy nou op die sel en sê, but 1954, Strauss versus Prinsloo, the thing said this. Dis die testament, selfde met my en jou. Here, hierso in hierdie boek, sien ek daar was Jericho, die stad, kon nie plat druk nie. Ek het hier getuienis dat u die mure plat gedruk het. Dit is my getuienis. Dit is my testament. Dis wat hy voorheen gedoen het. Nou sê ek, ons sê Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy verander nie. So as die resultaat moet presies dieselfde kan wees, dat wanneer ek na hom toe kom en ek vat my testament en ek sê, Here, u het hier die deure oopgemaak vir Petrus, u het hier die rooi seer oopgekloof, u het hier laat manna uitkom, u het hier gesond gemaak, u het hier opgewek, u het hier die dooies opgewek, dan moet daar 'n reg wees vir my en my jou as 'n burger van die koninkryk van God tot dieselfde regte. Hy kan dit nie verander nie, die konstitusie verander nie. Al wat verander is my en jou geloof in die konstitusie. As ek nie weet wat myne is nie, my seun, ek sê nou vir u, iemand wat laasweek miskien my boodskap geluister het, my seun bly by my op die oomblik, hy en sy vroutjie. Hulle het 'n yskas in die garage, en ek het 'n yskas in my huis. Raai waar hy yskas eet hy uit? Die naaste een. Die naaste aan die tee, hy sal opstaan en ek ben nou al die pad garage toe nee, Paulson is net hier. Hy bel my nie of roep my die kamer, ja, Daddy, you know, I know you're such a loving father, but is it okay, can I please have one cool drink? Of hy vra nie. Hoekom nie? Want hy weet, hy is my kind. Hy weet, hy die reg, wat myne is syne. Dis dieselfde met Jesus, wat hy kry jy. Dis joune, dis myne. As ek dit nie verstaan nie, dan kom ek as soos 'n bedelaar en ek kom bid by God en ek kom vra hom, ag Here, sal U net asseblief, as jy nou net vir my 'n broodjie kan gee. Kom ons moet seker Bybel lees, né? Kom ons lees Lukas hoofstuk 18. Dit sal U help. Lukas hoofstuk 18. En ons lees vanaf vers 1. Die Bybel sê, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in hierdie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom toe gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook God nie, en ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê.
sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Dis die woord van die Here. Kom ek ontpak hom vir ons vinnig. Die gelykenis was vertel met die oog op dat 'n mens gedurig moet bid en nie wat word nie. Moedeloos. Dit beteken daar is 'n moontlikheid dat jy moedeloos kan raak in gebed. Want jy bid en niks gebeur nie en ek verloor moed. My gebed word gekanselleer en dan baie keer vind ek is die neiging om te sê dit was nie die Here se wil nie of God hoor my nie of baie keer ons dink ons is so spesiaal dat God nie na jou luister nie. Dit wat ons gesaai is in ons koppe, soos ons groot geword het, oor hierdie God wat ons dien, het ons baie skade gedoen. En ons moet baie keer ontleer dit wat ons geleer het. Ons sien hierso 'n weduwee, die hele gelykenis gaan oor iemand wat bid en nie moed opgee nie. En die Bybel sê daar was 'n regter en baie keer praat mense die regter is God. Die regter het glad nie God nie. Dit het niks met God te doen nie. Luister wat die Bybel sê. Daar was 'n regter in die stad wat God nie gevrees en geesmens ontsien het nie. Dit klink vir my meer soos die duiwel as enigiets. Hy wat kom om te steel, hy wat kom om te slag, hy wat kom om te verwoes, hy wat kom om terug te hou alles wat God vir jou gegee het. Hy is die een wat daai saad kom saai, het God regtig gesê. Net soos met Adam en Eva, sy plan het nie verander nie, het God regtig gesê. En as ek nie my konstitusie ken nie, gaan ek nie weet nie, en ek gaan staan en sê, ek dink hy het, in plaas daarvan om te sê, dit sê die woord van die Here, dis my konstitusie, dis my reg, dis wat hy sê. Jy moet jou konstitusie ken. Jy moet weet wat daarin staan. Dis hoekom dit belangrik is om die Bybel te lees. Nie om my godsdiens af te tik nie, ek het die Bybel gelees vandag nie. Wanneer jy daai ding vat jy hom as 'n koninkryksboek, jy vat hom as 'n konstitusie en gaan kyk, ek wonder wat is my reg vandag? Wat is my reg uit hierdie boek uit? Wat sê Jesus vir my? Wat kan ek hê? Wat het hy klaar voor betaal? Wat is myne? Daai skrif ontplof elke keer in my gees. Wat sê hy het sy eie seun vir my en jou oorgelewer. Hoekom sal hy nie nou saam met hom ook vir jou wat skenk nie? Alles anders. Alles anders. Hoekom sal hy nie? Want hulle het gesê, weet ek, daar's onvergewensgesindheid en ons sonde in my lewe en is dit en is daai en ons het al hierdie redes hoekom God jou nie hoef te antwoord nie en dan al die druk van jou af te haal en te sê wel, was nie sy wil nie. God is soewerein. Ons moet miskien eendag praat oor die soewereinheid van God. Wanneer jy verstaan dat die koninkryk van God op hierdie aarde werk deur jou. God doen dit nie buitekant mense nie. Hy doen dit deur mense. Sy seun is besig om te sit aan die regterhand, besig om te wag dat sy vyande sy voetstoel word. Raai hoe word sy vyande sy voetstoel? Wanneer kinders van God en burgers van die koninkryk verstaan wat hulle reg is en begin toepas wat dit laat dit op die aarde is, soos dit is in die hemel. Dit is jou reg. Dit is jou reg. Maar nou kom ons nou sê, ek sal nie vir God sê, dis asof jy vir God sê wat hy moet doen. Ek sê nie vir hom wat hy moet doen nie. Hy sê vir my wat hy klaar gedoen het. En omdat ek dit nie kan aanvaar nie, omdat dit te groot is vir my, nou wil ek dit weggooi en sê, wel, ek kan nie so bid nie, want dit is arrogant. Daar's 'n fine line. There's a fine line between arrogance and boldness. The righteous are bold like a lion. As jy verstaan wat jou reg is, wat die konstitusie sê, dan gaan ons nie deur mekaar raak nie. Kom ons luister wat sê die regter. Hy worry nie oor God nie, hy worry nie oor mens nie. Daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, luister wat sê sy, doen reg.
doen reg. Doen my reg. Doen jy my reg? Sy het nie gekom en gesê, ag, weet jy, judge, jy sal nou nie glo nie, my man is laasweek oorlede, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek het geen inkomste nie, ek weet nie wat ons doen, die kleinkinders, ek weet nie wat ons gaan doen nie, ek is so bekommerd. Dis nie wat sy gedoen het nie. Sy het by hom geloop, ingekom en gesê, hier is my reg, doen reg, doen reg. Laat ons nie moedeloos raak nie. Nou kom jy een keer en jy kom teenstand teen die vyand en jy sê doen reg. Hierdie is my reg. En hy sê, ek gee nie om oor jou reg nie. En jy sê hierdie is my reg. Luister wat die volgende vers vir ons sê. En daar was in daai stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom toe gekom en gesê doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek ook geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen. Omdat sy my moeite gee. Wanneer laas het jou gebed die vyand moeite gegee? Wanneer laas het die vyand vir gesê, weet jy wat, daar's niks wat ek omtrent hierdie ding kan doen nie, hierdie ouetjie ken sy reg. Ek kan hom miskien vir 'n oomblik stil hou. Ek kan hom miskien vir 'n seisoentjie stil terug. Ek kan hom miskien vir 'n oomblik terugdruk. Maar hy bly kom. Hy's besig om my moeg te maak. Hy's besig om my moeg te maak deur wat hy sê. Hy's besig, hy ken die hoofpriester van sy belydenis. Hy weet dat wanneer hy praat, verander sake. Ek probeer alles wat ek kan. Ek probeer omstandighede by hom kry. Ek probeer sy vrou by hom kry, sy kinders by hom kry. Almal teen hom praat. Sê dit gaan nie werk nie. Jy's dom. Wat doen jy? Maar hy bly by sy konstitusie. Hy bly by sy reg. Hy bly by sy wet. Hy weet wat hy, daar's niks wat ek kan doen om terug te hou dit wat na sy kant toe kan kom nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. Dis wat hy sê. Ek hou van die stukkie, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Wanneer laas het jy die vyand in die gesig geslaan? Broer, jy weet nou waarvan jy praat van die duiwel. Jy kan nou nie lig nie. Ek kan nou nie wat nie. Ek kan nou nie wat nie. Jy kan, wees versigtig asseblief. Daar's 'n naam bo elke naam. Ek hoop ek raak nou 'n bietjie opgewonde. Ek hoop om met u te kan praat oor daai naam. Want ons doen, ons is geleer in jou kerk, aan die einde van die gebed sê ons, in die naam van Jesus. Onthou, moet nou nie vergeet om die naam aan te tag nie. Moet nou nie vergeet, in die naam, jy gaan nie, die gebed gaan nie geantwoord word as jy nie sê, in die naam van Jesus nie. Regtig? Hy gaan nie my gebed hoor, omdat ek gesê het, in die naam van Jesus nie. Dis wat ek geleer was. So nou bid ek. Ek bid alles snert. Julle gaan dink wat jy kan dink, bid ek nou. En dan sê ek, in die naam van Jesus. En dan wat sê jy, dingetjie wat ek heel laaste aantrek, amen ook al. Laat dit so wees. Wat doen jy? Wat doen jy, Johan? Stop! Ek wens iemand het my net gevat en gesê, luister jong man, ek sien jou passie, ek sien jou liefde vir God, ek sien jou, maar jy het 'n bietjie hulp nodig. Jy's verlore. Jy's verlore, ek sien jou hart, en ek dank die Here, hy het my hart gesien. Hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart, en hy was my baie genadig. Dit was nie die naam nie, dis nie die naam nie, dis die autoriteit in die naam, dis die karakter van die naam. Dis wanneer jy hom ken, sy karakter. Jy tag nie die naam van Jesus aan agter jou gebed, sodat jou gebed kragtig kan wees nie. Jy bid in die karakter, die eienskap van wie hy is. Hy is getrou. Hy is die woord van God wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Hy's nou aan die binnekant van jou. Hy's in my hart en hy's in my mond. Hy is die een wat gesê het. Hy verander nie. Hy is die een wat gesê het. Hoeveel beloftes van God ook al daar in hom mag wees. Hulle is in hom wat? Hulle is in hom ja en hulle is in hom amen. Dis wat dit beteken.
in die naam van Jesus. Ek hou van die disippels wat Johannes en Petrus wat verby die verlamde loop en sê, silwer of goud het ek nie, maar dit wat, jy kan nie dit sê nie. Dis nie iets wat jy het nie. Dis God se. Dan gaan ons alweer, né? Want ons wil so nederig wees. Nie so nederig kan wees. As ons nie nederig, broer. Weet jy wat, ons is vol trots. Want ons wil nie glo wat God sê nie. Ek probeer nie omkrap nie, ek beloof. Dit het my frustreer. Want niemand het die tyd gevat om my die waarheid te vertel nie. Alle tierel en tuintjies om die kerk vol te hou en seker te maak die geldjies kom in en alles werk mooi en dis ek soek iets wat my lewe sal verander op 'n daaglikse basis. Dit wanneer ek hier uitloop en ek moet maandag werk toe gaan, dan maak ek 'n verskil in my wêreld. Want ek verstaan die koninkryk van God. Ek verstaan wat die koning gedoen het en ek verstaan my reg in die koninkryk. Ek beter hierso bly, né? Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes nie? Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes? Wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar, as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Wat is geloof? Hy het nie net gesê geloof nie. As die seun van die mens kom, sal hy geloof op die aarde. Sal hy die geloof? Die geloof van iemand wat sy reg ken in die koninkryk van God. Gaan hy kinders van God kry wat kan opstaan en sê, dis my reg. Net in geval ons de mekaar raak, ons het 'n prokureur. Die Heilige Gees word genoem, the counselor. Ons vertaal dit in Afrikaans as die trooster, maar dis die prokureur. Dat wanneer ek nie weet wat my konstitusie sê nie, wanneer ek deur mekaar raak. Mense praat altyd oor hierdie tale ding, jy moet nou nie in tale praat nie, jy moet nie in tale. Weereens, ons is so verkeerd geleer oor tale en die krag van in die Gees bid. Die Bybel sê vir my dat wanneer ek nie weet wat om te bid nie, wanneer ek nie weet wat my reg is nie, wanneer ek nie weet wat om te doen in daai omstandighede nie, dan kom my prokureur. Ek wil vir jou sê, jy wil nie 'n lamsak prokureur hê nie. Jy wil nie 'n prokureur hê wat nie weet wat aangaan nie. Né? Jy loop in die kort en dan kom jy nou en is jou beurt en hy sê, "O, meneer Prinsloo, ek het jou Larry." Nee, ek is meneer Duisel. "O, ekskuus tog, wag net. Kom ons lees net gou. Wat sê hulle wat Ek wil 'n prokureur hê wat weet wat hierdie konstitusie sê en weet wat die wil van die koning is. Hy bid volgens die wil van die koning. Die perfekte wil van die koning. Dat wanneer ek nie weet waarvoor om te bid nie, dan kom hy, my prokureur, dan kom tree hy vir my in. En hy sê vir my, het jy ooit 'n oomblik gekry waar jy net bid en jy weet nie wat om te bid nie en ewe skielik sê die Here vir jou, lees dit. Efesiërs 3, gaan lees dit, gaan lees dat, en ek gryp my konstitusie en ek blaai hom, en dan kom hy. Jy moet jou reg ken, vriend. Weet ek en Natasha, ons het geëmigreer 98, ons het met bitter min geld gekom, maar ons het gekom. Op 'n woord van die Here. En het begin swaar gaan. Ek kon nie werk kry nie. Weet jy, die Aussies wou my nie employ nie. En kyk na my, ek is, why wouldn't you employ me? Want hulle sê, you're too qualified. Ek het Macca's probeer, kon nie werk kry nie. Eventually het ons opgeëindig, ek en sy pizzas afgelewer in Service Paradise. Weet jy, ou Riverdex, nie hierdie goed wat julle kinders vandag het, die GPS nie. Jy het 'n boek. Sy sit daar met die boek. Sy sê, regs. En die tyd wat jy by daai mense aankom met die kos, is daai kos yskoud, hoor, want ons is hierdie kant toe, en ons is daai kant toe, en ons is hier oor. En ons het gesukkel, en ons aandwerk, en nagskofte, en net om probeer aan die lewe te bring. Nou is jy in 'n nuwe land, jy is in 'n nuwe kultuur. My eerste ondervinding met 'n customer was 'n nagmerrie. Ek weet nie wat ek hier doen nie, ek is te mekaar. En ek gaan sit in die kamer, en ek is moedeloos, en ek dink, Here,
Ek weet nie wat om te doen nie, en die Heilige Gees just prompts me. Kyk na jou dokumentasie. Net so, dis al. Kyk na die dokumentasie. Ek vat die dokumentasie en ek begin deurblaai en ek begin lees. En toe ek so lees, toe sê ek, maar my vrou is 'n Australiaanse burger. Dit beteken as 'n Australiaanse burger het sy regte. En hier is ek besig om honger te ly en Centrelink is om die draai. Luister mooi vir my. Ek sê nie jy moet heeldag op Centrelink lê nie, maar hulle het my gehelp toe ek hulle nodig gehad het. Hoekom? Want ek het 'n reg gehad. Ek was getroud met die burger van die land. Daar was 'n reg vir my. Ek het toe ek na hulle toe gaan en ek daar by hulle kom en ek sê, hier is my regte. Ek is getroud, ons is saam, New Start Allowance, En dit het ons op ons voete gekry en ons het werk gekry, albei in Brisbane, ons moes ver trek, maar dit is okay, ons doen dit nou nog. Maar die realiteit is, die reg was daar. Die voorsiening was daar. Ons het dit net nie geweet nie. Ek het net nie geweet nie. Die kinders van God weet net nie wat hulle het nie. Ons weet nie wat ons konstitusie sê nie. Alhoewel ons hierdie prokureur het, alhoewel ons hierdie advokaat het, verstaan ons nie. En dan wanneer die disippels by Jesus kom, en wat vra hulle hom? Oor gebed. Leer ons om te bid. Want hulle het hom dopgehou en hulle het gesien, nadat hy gebid het en hy beweeg, wat gebeur? Enige iets is moontlik. Wanneer hy van die berg af kom, of 'n nag spandeer het in gebed, en hy kom uit, hy moes gevul gewees het met die krag van God. Hy moes geweet het wat God wil hê. Hy het gesê, hy kom af en hy sê, ek doen net wat ek my Vader sien sê doen. Ek sê net wat ek my Vader sê. Hoe weet hy? Dis my konstitusie. Dis my Vader, ek ken my Vader se hart. Dis wat hy vir my gesê het. Dis wat ons gaan doen. Dis wat gaan gebeur. Daar was nie twyfel by hom nie. En dan vat ons hierdie gebed. Luister mooi vir my, asseblief, ek spot nie. Hierdie Onse Vader. Dis 'n template, dis 'n raamwerk. Dis nie 'n gebed wat ek en jy elke dag sê nie. Het jy geweet, baie van die mense wat die Here nie ken die Onse Vader? Ek kan hulle vra. Can you say the Lord's Prayer? Ja. Beteken niks. En ons is geleer, dis hoe ons bid. Ek wens ek het die tyd gehad om daai ding te ontpak vir jou, wat elke woordjie beteken. Dit sal jou lewe verander wat gebed aan betref. Maar dis die raamwerk. Dis soos ek en jy wat 'n resume maak. Jy weet wat, nou se dag gaan jy op die komputer en jy sit in resume template. Nee. As daai template opkom, is daar 4 of 5 verskillendes. Ek vat nie een van daai en sê ek wil vir die job appliseer. Ek vat daai template en ek stuur hom nie. Ek niks ingevul nie. Ek stuur net die template. Dis wat ons doen met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied op die aarde soos in die hemel. Baie dankie vir alles, vergewe tog ons skulde ook hoor. Dankie Here, baie. En jy dink daar's krag, en ons dink dinge verander, en gebed verander sake. Vriend, ons mis die merk. Ons mis die merk, daar's nie krag in dit nie. Daar's krag in jy en ek wat ons konstitusie ken, ons reg ken met die koning. En ek wil dit vir jou sê. As jy nie vanmôre 'n burger van die koninkryk is nie, het jy geen reg nie. Maak seker jy is 'n burger. Maak seker jy ken die koning, jy het jou saak met die koning reggemaak. Jy is in 'n verhouding met hom. Want dit is uit daai verhouding uit wat jy verstaan die raamwerk van gebed. Hoe gebed werk, wat dit is, wat die konstitusie sê, wat jou deel is om te speel. Toe ons begin het ons gesê, kom ons bid vir 1 minuut, 2 minute. Wie het dit ongemaklik gevind? Kom ek sê vir julle, wie het dit ongemaklik gevind? Almal! Want ek het amper niks gehoor nie. Hoekom is dit? Hoekom is dit? Hoekom is ons senuweeagtig wanneer ons moet bid? As ek vir jou vandag vra, glo iemand dat die Here gesond kan maak of voorsien? Ek dink almal sal hulle hand op die ons glo. Dan sê ek vir jou, okay, kom bid jy dat die Here dit doen.
Asseblief nie ek nie. Hoekom nie? Jy het dieselfde regte as ek. Jy het dieselfde koning as ek. Jy het dieselfde prokureur as ek. Jy het dieselfde advokaat as ek. Jy het dieselfde konstitusie as ek. Ek ken my konstitusie, ek ken my reg. Die weduwee het haar reg geken. Die judge kon nie 'n dingetjie omgee oor of sy nog gehuil het, of sy nie geld het, en dis ons na God toe kom, ag Here, weet jy nie. En ons maak gebede wat net nie werk nie. Ons kom by God en ons vertel hom van al hierdie probleme, en hy sê vir my en vir jou, asseblief moenie my kom vertel van die probleme nie. Nou dink ons in ons koppe, né? Ja, maar God is nou nie, hy is nou nie simpatie nie. Is nie dat hy nie simpatie het nie, is net dat hy niks met simpatie kan doen nie. Hy is 'n God van geloof. Herinner hom aan sy woord en sy beloftes. Hy sê, dink jy God is vergeetachtig? Dat hy nou vir jou sal sê, asseblief, sal jy my 'n guns doen? Kom herinner my net wat ek gesê het, hoor. Want ek het nou vergeet. Hoekom doen hy dit? Hy wil kyk of jy jou reg ken. Wanneer ek na my eie gebed luister, wat ek nie eintlik doen nie, maar ek kan nie dink dat ek God vir enigiets vra nie. Regtig, as jy my hoor bid, ek kan nie dink dat ek vir hom iets vra nie. My gebed bestaan uit verklaringe uit. En ons doen, jy vat die woord van God, jy vat jou konstitusie en jy spreek dit sit in jou hart en jy sit dit in jou mond. Ek vra nie vir die Here om my herder te wees nie. Hoekom nie? Die konstitusie sê, die Here is my herder. Die konstitusie sê, die Here is my herder. Ek kom nie, ag Here, sal jy asseblief my herder wees nie. En hy sê, like, Johan, ek is lankal jou herder. Sy disippels het gesê, leer ons om te bid, want dit was belangrik. Gebed doen. Dit verander sake, dit verander jou wêreld, dit verander alle omstandighede, maar jy moet weet hoe dit werk. Jy moet weet wie jy is in Christus. Jy moet weet wat daai koning vir jou losgemaak het. Jy moet weet jy is 'n deel van die koninkryk van God. En omdat jy deel is 'n burger van die koninkryk van God, het jy regte. En ek en jy moenie benoud raak om by God te kom en te sê, hier's my reg nie. My reg is dit, u woord sê dit. Dis die belofte, dis waarop ek staan. Dis die belofte, want ek wil omdraai en ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê, Here, wat soek ek in hierdie land? Ek het my hele familie gelos, ek het almal agtergelos en ek het gekom op dit wat u sê. Ek kan vandag toe kan ek nog nie verstaan hoe ek dit kon doen nie, maar ek het gekom op jou woord. Wat sê jou woord? En dan sê ek, u sê vir my, u het vir my gesê, al gaan ek aan die ander kant van die wêreld bly, daar sal u regterhand my vashou. Ek het nodig dat u my vashou, want ek voel verlore, ek voel niks werk nie. Nie omdat u nie belangstel nie, nie omdat u nie geantwoord het nie. Ek raak benoud, ek raak vreesagtig, ek kry nie werk nie, die omstandighede is teen my, maar, ag, as u nie maar sal nie. Here, u het vir my gesê, u het gesê, as ek hier aan die einde van die wêreld kom bly, jy gaan my vashou. Ek het nodig dat ek vashou, so ek beloof dit, ek glo dit, u maak die deurbraak en ek vir jou sê, ons kan vir u vertel wonderwerke wat die Here gedoen het, waar ATM's vir ons geld gee wat ons nie mag hê nie. En weet jy dan, ons is so ernstig, ons is so liefdevol, ons is so eerlik. Kan ek jou laaste, kom ons maak klaar. Kom ek sê, vertel julle getuienis. So nou, dit is nie rentgeld nie. Lekker lag sy. Hey, die Here, ons het op pad geloop, my ou liefling. Nou, dit is nie rentgeld nie. Nou sê sy, kom ons gaan trek wat ons het. Jy weet, iemand al ooit dit moes doen, jy trek nou maar wat jy het, voor die bank of iets deurgaan, wat die laaste bietjie ook nou maar nog. Nee, ons gaan trek wat ons het. Hoeveel was die rent? Daai jare was die rent $400. Ek sê, hoeveel dink jy is daar? Sy sê 200. Ek sê, trek die 200, ons geef hulle die 200 in good faith en, ons kyk maar. So sê, okay. Nou loop sy by die servo in,
En daar is die ANZ terminal, en toe sy by die server kom, toe sê hy, put in your PIN. En sy dacht, maar ek het nog nie 'n kaart ingesit nie. Maar nou my vroukie, ons is nou geloof, ons het gebid, die Here moet nou voorsien. Nou, okay, 8936. Hoeveel geld wil jy? $400. Dit spoeg jy $400 uit, geen resiet nie, nou wag sy, geen kaart kom uit nie, nou, kom sy terug na die kar toe, nou sê sy, ek het, jy sal nou nie glo wat gebeur het. Ek sê, my vrou, jy het nou iemand anders se geld gevat. Dis hoeveel geloof ek het. Ons het nou iemand anders se geld gevat uit hulle bankrekening uit. Dis al hoe het kan gebeur. Ons kan nie daai geld spandeer nie. Ek wil hê ons moet môreoggend bel ons die bank. Ek wil hê jy moet vir hulle sê waar ons die transaksie gedoen het, die tyd van die transaksie en wie se geld het ons gevat. Want miskien het iemand hulle kaart ingedruk en weggeloop en dit oopgelos en ja nee, okay. Nou bel ons die bank. Nou bel sy die bank volgende oggend sê we've had this transaction at the servo, $400 this time. En dan gaan hulle deur die rekord en hulle sê there's no such transaction in our system. There's no such transaction because God provided. Want God het gesien. Hy is die God wat sien. Hy is die God wat antwoord. Ons het baie ver gekom van daai dae af. Ons bid 'n bietjie anderste nou. Ons glo 'n bietjie anderste. Ek het hier vandag begin en ek wil jou uitnooi. Is dit miskien tyd dat jy net 'n bietjie anderste na gebed kyk? Is dit miskien net hierdie oomblik wat jy besluit, weet jy wat? Ek gaan my gebed verander. Ek gaan begin my regte noem. Ek gaan by my sonder vriend luister vir my. Daar's nie 'n manier hoe ek jou gaan aanmoedig om vir God te sê wat om te doen nie. Asseblief, moenie dit dink dis wat ek sê nie. Jy kan nie vir hom sê wat jy wil hê hy moet doen nie. Hoorie wat ek sê. Ek dink daar's confusion. Ek voel confusion. Hoorie wat ek sê. Dis nie vir my wat ek God se arm buig en hy het dit klaar gedoen. Hy wil alles by my uitkry. En hy wil hê ek moet dit weet. Ek moet weet hoe om dit te doen. Hy wil nie ek moet kom soebat nie. Hy wil nie ek moet kom pleit nie. Hy wil nie hê, ag pappa kan ek maar nie. Ag as pappa net weer sal nie. Ag ek weet pappa het nou al 30 keer as maar pappa net nog net een keer. Dan gaan ek pappa. Hy wil nie hê jy moet bedel nie. Jy is nie 'n bedelaar nie. Jy's 'n burger van die koninkryk van God en alles wat syne is joune. Dis tyd dat ek en jy so begin reageer en so begin bid. En ek wil hê as jy dit gaan doen, kom sê jy vir my hoe verander jou lewe. Kom sê jy vir my of gebed werk in jou lewe. Kom sê vir my hoe opgewonde raak jy oor gebed. Dat wanneer iemand vir jou sê, ek wil hê jy moet bid en sê, weet jy wat, dis maklik. Sy koninkryk kom, sy wil geskied op hierdie aarde soos dit is in die hemel. En mense sal vir jou sê, maar daar's moord en daar's doodslag en whatever. Is dit in die hemel? Nee. Wel jy kan dit nou nie op die aarde verander nie. Hoekom nie? Hoekom nie? In jou huis, in jou familie, daar's onmin, daar's twis, daar's wat ook al is. Wie is jy die verandering? Sê as 'n burger van God, sê ek oor my familie. Hierdie twis stop nou. Hierdie afbrekerigheid stop nou. Hierdie kritisie stop nou. Ek hoef nie God te vra, ag sal jy asseblief dit stop nie. Hy het dit klaar gedoen. Hy het gesê, Johan, laat dit op hierdie aarde wees, soos dit is in die hemel. Dit is my wil. Daar's nie 'n confusion oor God se wil nie. Die enigste ding wat jy moet vra, wat is dit? Is dit in die hemel? As dit nie in die hemel is nie, dan behoort dit nie op hierdie aarde nie. God wil sy hemel moet aarde toe kom. Dit was nooit 'n plan om jou eendag hemel toe te kry nie. Dit was nie die plan nie. Dit sal nooit die plan wees nie. Dis 'n bonus dat ek en jy van ons laaste asem uitblaas en ons gaan eendag hemel toe om saam met God te wees vir ewig. Prys die Here. Maar terwyl ek hier op aarde is, wil ek nie in hel lewe nie. En ek glo nie jy wil nie. En ek glo nie jy wil hê die mense om jou moet in hel lewe nie. Ek wil hê jy moet weet, ek kan die hemel aarde toe bring deur hoe ek leef, hoe ek praat, hoe ek bid, hoe ek glo. En wanneer ek praat en wanneer ek glo, verander situasies. Glo jy my?
Ek kan nie vir u sê wat om te doen nie. Ek kan net vir u sê wat het vir my gewerk. Jy kan vanmiddag hier sit en my sê, Johan, dis goed vir jou my broer, baie dankie, maar my gebedslewe is goed. Daar's nie oordeel nie, daar's nie kritisie nie. Ek is okay. Maar vir miskien is jy een van daai wat sê, weet jy wat? Daar's iets omtrent ons Afrikaners. Daar's iets omtrent ons. Dat wanneer jy besluit maak en jy sê vir my familie, ek is 'n pa, as die priester van my huis, vir my familie, gaan ek opstaan en ek gaan begin verklaar hoe dinge in my huis is. Nee, want jy wil nou die baas wees en asseblief, jy's die priester van jou huis. Begin praat soos die priester praat. Die moeder van die huis, begin praat soos die moeder van die huis. Moenie verklaar alles wat verkeerd is nie. Dis nie wat hy sê jy moet doen nie. Moenie gaan sê, maar hierdie kind van my nie, ek weet nou, hulle is nou nie gered nie, hulle lewe nou bietjie in sonde, maar dis okay, en begin praat lewe. Begin sê, my God sal hulle red, ek sal hulle lief hê, totdat my God by hulle deurbreek. Asseblief moenie daar staan en kritiseer en oordeel en alles. Ja, maar God sê die en God sê daai nie. Dis nie jou werk nie. Jou werk is om hulle lief te hê. Jou werk is om gebed te vat en te sê, Here, u koninkryk kom op hierdie aarde soos dit is in die hemel en doen dit deur my. Amen. 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 Wat beteken amen? Laat dit so wees. Jy moet versigtig wees. Jy weet, jy luister en dan sê die mense, die ou praat, dan sê die duiwel is 'n slegte duiwel. Amen. Dan sê almal, amen. Wat doen jy? Ons is so in hierdie rad van godsdienstige dinge wat ons doen. Die duiwel is so, omstandighede is so moeilik. Amen. Ja, amen. Laat dit so wees. Wat? Kom staan saam by die bid. U is die koning van die konings en die Here van die Here. U alleen regeer. Daar's niemand bo u nie, daar's niks bo u naam nie. U naam is die naam bo elke naam. Elke omstandigheid, elke situasie moet buig by die naam van Jesus. Maar u wil hê dat die burgers hulle regte moet verstaan. Net soos die weduweetjie haar regte verstaan het. Here, is daar 'n klomp mense wat vandag hier staan en sê, Here, ons wil ons reg verstaan. Ons wil aanspraak maak op ons reg. Dit wat Jesus vir ons gegee het. Ek wil nie meer met depressie lewe nie. Ek wil nie meer met angs lewe nie. Ek wil nie meer bekommernis hê nie. Ek wil nie meer twis nie. Ek wil nie meer mislik wees nie. Ek wil nie meer geïrriteerd wees nie. Ek wil nie meer so kort van draad wees nie. Ek is 'n koninkryk kind. Alles het Jesus vir my gedoen. Ek wil alles hê wat hy vir my gegee het. En Vader, daai werk begin in elke persoon wat vandag 'n besluit neem. Ons het gepraat oor die wil, Here. Hulle wat 'n besluit neem vandag en sê, vandag verander my lewe. Verander my gebed. Verander dit wat ek sê. Verander dit wat ek glo. As ek dit nie glo nie, sal ek dit nie sê nie. Dit wat ek gaan sê, gaan my lewe verander. Want ek gaan praat wat my konstitusie sê. Ek gaan praat wat my woord van God sê. Ek gaan saamstem met God. Ek gaan nie teen hom staan en sy koninkryk verdeel nie. Inteendeel, ek gaan 'n ambassadeur wees vir die koning en saam met hom werk sodat hemel aarde toe kan kom in en deur ons lewe. En ons sê vir u dankie vir daai voorreg in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.